gee jouself weer 'n kans. Ken jy daardie stem in jou kop wat sê, jy het al te veel misluk, los dit maar. Jy gaan nie slaag nie, jy gaan nie hier uitkom nie. Ek ken daardie stem baie goed. Na 'n goeie voorneme wat skipbreek gelei het, baie keer 'n korte woord van my af teenoor my vrou, of 'n taak wat ek uitgestel het, daai stem is altyd gereed om te oordeel. Nou Petrus het eendag vir Jesus gevra, hoe dikwels hy iemand moet vergewe? En dan lees ons in Matteus 18 vanaf vers 21 tot 22. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer of dan suster vergewe as hy iets verkeerds teenoor my doen? Selfs 7 keer. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Ons lees dit gewoonlik as 'n opdrag hoe ons ander moet vergewe. Maar wat van onsself? As God se genade nie 'n rekenkundige som is of 'n berekende faktuur nie, maar 'n oneindige geskenk, dan geld dit ook wanneer die een wat gefaal het, jouself is. Wohl en ander het 'n navorsing oor selfvergifnis bevind dat mense wat hulle self as 'n mislukking kan vergewe, aansienlik hoër vlakke van psigologiese welstand toon as die wat bly vasklou aan selfveroordeling. Selfvergifnis is dus nie 'n verskoning nie, maar 'n noodsaaklike stap na herstel. En natuurlik moet 'n mens dan ook die gedrag en die gewoontes aanleer en doelbewus beoefen om te wys, jy tree regtig nie op. Jy vra regtig om verskoning. Dis presies wat die evangelie ons leer. Erken, leer en staan weer op. Nie 1 keer nie, maar 70 maal 7 keer. Elke oggend 'n nuwe geleentheid om jouself weer 'n kans te gee. Nie omdat jy dit verdien nie, maar omdat God se genade jou dra. Ek bid dan dat God jou sal leer om jouself te vergewe, soos Jesus jou ook vergeef. Leef geïnspireerd.